Goed, die volgende paar video's waar ons 'n bietjie gaan gesels, is vooraftekens. Vooraftekens is die goed wat gebeur voordat 'n aanval of 'n huisroof plaasvind. Vooraftekens is nou nie daai botteltjie wat voor jou hek lê nie. Daai botteltjie is, ons noem dit kriptografie. Kriptografie is 'n gekodeerde boodskap wat volgens 'n sekere resep ontsyfer kan word. En die kriminele gebruik dit, ook internasionaal het ons dit bewys. As jy nou ooit wonder waar kom hierdie storie van daai tekens vandaan, dan is die skuldige nou reg voor jou skermpie. Maar ons gaan nie vandag daaroor gesels nie. Ons gaan oor die fisiese goed wat manifesteer, hoe mense sigbaar word wanneer hulle besig is met 'n beplanning. En die rede hoekom hierdie goed sigbaar word, tydens die beplanningsfase, is daar verkenners wat jou kom bespied vir baie lank. Jou roetines bepaal, sien hoe laat jy gaan slaap, hoe laat jy gaan opstaan, en so van roetines gepraat. Vroeger jare, in die 80's, as daar 'n aanval was, dan sal die kommando en die polisie na so 'n aanval in die stadsaal of in die skoolsaal by mekaar kom of in 'n boeresaal. Die hele gemeenskap gaan by mekaar kom, dan word daar terugvoer aan die gemeenskap gegee om te verduidelik wat gebeur het, en dan moet teenplanne gemaak word. En elke keer het hulle gesê, jy moenie 'n roetine hê nie. Ek dink dis een van die groot redes waarom die publiek later begin vertroue verloor het in die veiligheidsmagte. Want 'n mens wat lewe het 'n roetine. En wanneer jy nog kinders op skool het, wat van die huis af skool toe gaan, is jy gesnoeker. Want jy gaan self elke oggend gaan jy met die kinders 'n sekere tyd by die hek uit. Jy gaan elke middag 'n sekere tyd terugkom. As jy werk het jy 'n roetine, want jy moet 'n sekere tyd by die hek uit. Jy kan nou maar by die agterdeur uitgaan môre en dan oormôre by die voordeur en dan die dag daarna by die toiletvenster uitgaan, maar jy gaan nog steeds dieselfde tyd by die hek uit. So 'n mens het 'n roetine, jy kan dit nie verander nie. En ek wil ook nie hê jy moet dit verander. Maar wanneer ons agterkom watter tipe aanval beplan word aan die optredes van die mense wat die verkenning doen, kan ons daai gedeelte van ons roetine net anders bestuur. En dit is al wat ons nodig het. Ons wil nie graag mense in tronke sit nie, of doodskiet nie. Ons wil net die misdadiger ontneem van sy geleentheid om my huis skade te doen. En dit is die beginsel van misdaadvoorkoming. Voorkoming is, ons sê, geen misdaad kan plaasvind as die geleentheid vir so 'n misdaad nie bestaan nie. So as ek verstaan wat 'n geleentheid hy raak sien, verander ek sy geleentheid, sodat dit vir hom 'n risiko word. Nou, kom ons kyk gou-gou, daar's minder ernstige vooraftekens. Dan kyk ons na goed wat 4 tot 8 weke voor die tyd gebeur. Daarna gaan ons kyk volgende video's, goed wat 2 weke voor die tyd gebeur, en dan gaan ons kyk na goed wat 8 ure voor die tyd gebeur, 8 tot 12 uur voor die tyd. Maar kom ons kyk vandag net, ek wil korter video's maak. En ek gaan 'n paar verskillende vooraftekens gee van goed wat minder ernstig is. Minder ernstig is jou kans op baie skraal om doodgemaak te word, maar dit is nog steeds moontlik, maar die kans is skraal. Eerste een wat minder ernstig is swendeloperasies. 'n Swart man sal na jou toe kom en vir jou sê, "Jene meneer, hoe gaan dit met jou? Onthou jy my nog? Ek het vir jou pa gewerk jare terug." En hy is so bly om jou te sien dat jy raak toe ook bly om hom te sien, omdat hy so bly is. Maar jy kan hom glad nie onthou nie. Jonger, hy vertel vir jou van hierdie groot vriende van hom wat nou van Uganda of Tanzanië of Kongo of Zimbabwe afkom, en hulle het hierdie pragtige smaragdklippe of rubyne of Tanzaniet, dis die ander ding wat hulle op baie gebruik. Wat nie onwettig in Suid-Afrika is nie, maar hulle het 'n probleem, omdat hulle swart is,
verneek die koper hulle die hele tyd. En al wat hulle wil hê, hulle soek R80.000 vir hulle klippe, maar die koper wil nie vir hulle dit gee nie, hy verneek hulle, maar as hulle 'n wit gesiggie saam met hulle het, dan gaan hulle die regte prys kry. Jong, en hy oorreed jou, jy het geen finansiële uitgawes, niks, geen risiko nie. Die koper se kantoor is nie ver van hier af nie, ons kan net vinnig by hom 'n draai gaan maak. Kom jy by die koper se kantoor en sit daar 'n lekker blink vet man met dik kettinge om die nek en goue armbande en 'n goue horlosie, geregte blinkstefans. En jy sit die klippe voor hom neer en hy kyk en hy raak in vervoering en hy maak 'n tas oop en hy bied jou net daar R400.000 aan. Die oomblik as hy daai geld vir jou aanbied, gaan jou swart vriend wat jy nou net ontmoet het, die klippe gryp en sê nee. Wat mense het ons al so bedonne. Jy gaan eers vir ons die R80.000 betaal, dan kan jy maar van die ou kom verkoop. Nou raak die koper baie kwaad. Julle is besig om my tyd te mors, uit my kantoor uit. Sort julle goed uit, 3 uur. Kan julle terug wees, as julle nie is nie, ry ek na die volgende dorp toe. Buitekant gekom. Nou sê hulle vir jou, gaan trek net die R80.000. Geen net ons 80, dis al wat ons soek, dan kan jy die res kry. Hulle oorreed mense om R80.000 te gaan trek. Baie mense sê, maar ons het nie die geld nie. Dan sê gaan reël 'n oortrokke rekening by die bank. Reël dit net, en hulle is so aanhoudend, dat mense gaan doen dit. Ek weet van 'n ou wat R80.000 getrek het, en toe by die bank uitkom word hy beroof, en hulle het soveel empatie met hom, dat hulle oorreed om nog R80.000 te gaan trek. Dan vat hulle hom na 'n afgeleë plek toe, want die ou wat na die klippe vashou is op 'n ander plek, en daar word jy weer beroof, en hulle vat hulle klippe en hulle vat die volgende ou. So, die hele ding is gebaseer op gierigheid. Die geleentheid wat jy raak sien om onmiddellik groot wins met min uitgawes te maak. Gierigheid. So gebruik hulle voertuie, op Facebook adverteer hulle trokke baie goedkoop, met papiere, alles. Transaksie vind gewoonlik kontant plaas, afgelewe plek, mense word beroof, en sonder hulle eie voertuig en trok gaan hulle terug huis toe met die voete. So word dit met beeste. Een van die stamkapteins het nou beeste wat hy wil verkoop, dis wat hy soek per kilogram, en 'n boer sê, maar dit is 'n hengse lae prys, hy stel belang. Vat soveel geld saam, hulle ontmoet hom op 'n afgeleë plek, stamp hom. En hy het nie sy bees of sy geld oor nie. In die meeste gevalle voel die mense te skaam dat hulle so oorrompel was, dat hulle so uitgevang is, en hulle gaan maak nie 'n saak by die polisie nie, want hulle is te skaam om te wys dat hulle so stupid was. 'n Teenplan hiervoor. Ek het nou in die boek 'n redelike storie geskryf rondom teenplanne en motiewe en hoe die koppe werk, maar die eenvoudige en die kort antwoord is nee. Net nee. Nie nee, maar, of nee, maar as, of nee, net nee. Hy kom na jou toe met hierdie voorstel, en hy sê, en jy sê net nee. Niks meer, niks. Dit het ek van 'n goeie vriend van my gehoor, wat inspekteur by skole is. Ek vra vir hom, hoe kry jy dit reg om dissipline te handhaaf in hierdie nuwe Suid-Afrika? Hy sê, nee. En ek besef, nee, is 'n baie goeie antwoord, as jy niks by dit las nie. En dis die maklikste manier vir jou om hierdie tipe swendeloperasies te omsou. Ons sal volgende keer gesels oor nog goed wat minder ernstig is, waar jy gewoonlik sonder jou geld eindig en miskien met 'n knop op die kop, en dan baie selde miskien geskiet kan raak. Maar dit is ons eerste minder ernstige voorafteken, wat kan lei tot 'n aanval of 'n roof. Dankie.